Goeiemôre en welkom by ons aanlyn boodskap hier by Kerk Sodomega. My naam is Gerrit, ek gaan die boodskap vir ons lei en vandag se tema is spesifiek een wat gaan oor 'n antieke loflied, eintlik 3 antieke lofliedere wat ons vind in Lukas 1 en 2 wat vandag vir die moderne mens belangrik is. So 'n antieke loflied vir moderne mense. So maak nie saak waar in die wêreld jy is nie, is my gebed dat jy regtig die Here se liefde sal beleef in hierdie Kerstyd. En kom ek doen vir ons 'n gebed. Net daar waar jy sit, raak rustig by die Here. Kom ons sluit die oë, ons bid saam. Vader, dankie so baie vir die liefde. U wat in die stilte van die eeue u beloftes onthou het. U wat met sagte krag die hemel oopgebreek het oor Bethlehem. Ons bring vandag vir u lof en dank. U is die God wat u woord hou, die een wat aan Abraham beloof het en aan Sagaria bevestig het dat u volk besoek sal word en verlos word. En vandag in hierdie kerkseisoen herinner u ons weer daaraan dat u ons nooit vergeet nie, dat u lig steeds oor ons skyn, selfs wanneer ons in die skadu van onsekerheid leef. Open ons ore vir die stem en ons harte vir die woord en ons lewens vir u teenwoordigheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die lig wat opgegaan het uit die hoogte, die een deur wie u ons voete lei op die pad van vrede. Amen. Ek is gefascineerd deur lofliedere. Psalms is een van my gunsteling boeke in die Ou Testament en daarom was ek gefascineerd deur die feit dat daar som in die begin van die evangelie van Lukas 3 lofliedere is. Alles rondom die geboorte van Jesus. En ek wil daai 3 lofliedere met jou deel en in daai 3 lofliedere gaan jy by elkeen 'n belangrike eienskap kry oor wat dit beteken om vandag as 'n moderne mens in vandag se samelewing te kan leef. So ek gaan eers met jou praat oor Jesus se geboorte en hoe dit alles gebeur het. So ons lees in Lukas 1 dat 'n engel vir Maria besoek en sê jy is swanger. Dis natuurlik interessante nuus vir haar, sy het dit nooit verwag nie, want sy is nog nie getroud nie. So sy het 'n babatjie op pad. En dan sê die engel vir haar, hierdie kind gaan 'n spesiale kind wees. Hy is die seun van God Immanuel, God met ons. Sy gaan toe na haar niggie Elisabeth toe. Elisabeth is ook swanger. Maar Elisabeth is vroeg swanger geword as Maria. En toe Maria instap by die voordeur, toe spring die babatjie in haar niggie Elisabeth wat al 'n ouer vrou was se maag. Nou wie was daai babatjie in Elisabeth se maag? Dit was Johannes die Doper, Jesus se neef, dieselfde Johannes die Doper wat ons sien wat Jesus gedoop het as 'n teken daarvan dat sy aardse bediening begin as seun van God. Daai selfde Johannes die Doper is nog in sy ma se maag en hy kriewel so. Die woord sê vir ons die baba het gespring in haar maag. En dan sien ons 'n volgende ding gebeur. Nadat hulle mekaar gesien het, vind Maria dan uit, maar Sagaria, dis nou Elisabeth se man, hy stom. Nou wil ek jou vertel hoekom hy stom is. So toe Sagaria, wat op daai stadium een van die priesters was, die opdrag gekry het om in die allerheiligste in te gaan, het hy 'n engel ontmoet, wat hom daar gekry het, daar waar hy is, en die engel het vir hom gesê, jy gaan 'n seun hê, en jy moet hom noem Johannes. Hy het so groot geskrik dat hy stom was. So op hierdie stadium, daai gebeure het gemaak dat hy stom is, en nou op hierdie stadium is hy stom. Hy kan nie praat nie. En dan vind ons 8 dae nadat Johannes die Doper gebore is, het Sagaria en Elisabeth tempel toe gegaan. Sagaria is nog steeds stom, hy kan nie praat nie. En dan vra hulle vir hom, wat is die kind se naam? En sy vrou sê dan, Elisabeth sê dan, sy naam is Johannes.
En hulle sê dan, maar hy kan nie Johannes wees nie, daar is nie Johannes in die familie nie, dis nie 'n familienaam nie. Menende, noem hom eerder Sagaria. En hulle sê toe vir Sagaria, wat nie kan praat nie, hy moet skryf op 'n bordjie, wat is die kind se naam? En hy skryf Johannes. So het God my beveel. En die oomblik toe hy dit geskryf het, toe sy stomheid weggeslaan. En dan sing hy 'n loflied oor sy seun Johannes die Doper, wat 8 dae oud is, wat op pad is om die besnydenis te ontvang op die 8ste dag. En ek wil begin om daai loflied te lees. So ek gaan eers daai loflied lees, dan gaan ek terug gaan na Maria se loflied toe, wat sy gesing het die oomblik toe sy gehoor het, sy gaan 'n babietjie hê, en dan gaan ek gaan na die 8 dae later, nadat Jesus gebore is en gewy word in die tempel, dan word daar ook 'n loflied vir Jesus gesing deur Simeon. En al drie daai lofliedere is vir ons 'n teken van hoe ons vandag moet leef. So ek gaan gou eers vir jou Sagaria se loflied lees. Ons kry dit in Lukas 1 vers 68, ek gaan vir ons al die pad lees tot by vers 79 en ek lees uit die 1983 vertaling. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van oudsou beloof deur die mond van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters, om hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. Met 'n eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee dat ons, gered uit die hand van vyande, hom onbevrees kan dien, in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. En hoor nou hier, nou kyk, hierdie oomblik kyk Sagaria, waarskynlik na sy baba seentjie Johannes die Doper, wat later Johannes die Doper sou wees. Hy was nou nie die doper toe hy baba was, hy was net Johannes. Maar kyk hy na hom en dan sê hy, en jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste, sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel, verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môreson sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om ons lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Karl Barth sê die volgende, die openbaring van God is nie 'n idee nie, maar 'n gebeurtenis. Die feit dat ons God kan vind vandag, is as gevolg van een groot gebeurtenis wat daar was duisende jare terug, waar ek te sê 2000 jaar terug. En dit plaas vir ons hele lewe in perspektief. Nou wat is Sagaria se loflied? Hierdie loflied van hom fokus op God se getrouheid. Dis hoekom hy vir Abraham aanhaal. Hy praat van God het van oudser af vir ons beloof. Daar sal 'n redder kom. Daar's een wat op pad is. En dan kyk hy na sy eie seun Johannes en hy sê, jy kindjie gaan 'n profeet wees wat hierdie pad gaan baan vir die Here om self hier by ons te wees. Ek weet nie of Sagaria geweet het wat staan het wat die implikasies is van wat hy sê nie. Maar dit was profeties waar, want sy eie seun Johannes sou sy neefie Jesus, sy kleinneefie Jesus, doop en hy sou sien dat daai jong Jesus die seun van God is. So sy woorde word waar. So hierdie fokus op God se getrouheid is nie net een wat kyk na die verlede nie, is een wat kyk na die toekoms. Nou wil ek vir jou vra, wat het jy die afgelope ruk gedoen? Waarmee was jy alles besig? As jy jou jaar wat amper verby is in perspektief moet sit, wat se een woord sal jy aan dit koppel? Dalk 'n sin. Dalk sal jou sin 'n klomp woorde wees wat presies dieselfde is. Help, help, help. Of dalk genade, genade, genade. Miskien sal jou sin wees, ek weet nie waar om te begin in die nuwe jaar nie, want 2025 was vir my net taaf. Ek weet nie hoe jy jou jaar sal definieer nie, maar wat ek wel weet is, wanneer jy terugkyk op die verlede, dan sien jy God se getrouheid raak. En dis presies wat hy doen. Hy praat oor Abraham. Hoe God homself aan Abraham openbaar het, en hy sê, God was getrou vir Abraham, en daarom sal God getrou wees, ook vir my. Maar jy hoef nie net terug te gryp na God was getrou aan Abraham nie. Want Abraham is baie, baie ver langs moontlike familielid van jou. Jy het nodig om te kyk in die nabye verlede, of dalk die verdere verlede.
Ken jy jou familie se geskiedenis? Weet jy hoe God in getrouheid opgedaag het vir hulle? Of verstaan jy dit nie heeltemal nie? Verstaan jy nie heeltemal wat het God in die verlede vir jou familie gedoen nie? En nou wonder jy wat jou identiteit nou is. Vir Sagaria, wat verlang met stomheid geslaan was, die oomblik as hy kan praat weer, sing hy 'n loflied vir God, vir sy getrouheid. Miskien leef jy vandag in stilte, net so Sagaria, jy is met stomheid geslaan, jy weet nie wat jou volgende stap is nie. Begin met 'n loflied wat gaan oor God se getrouheid. En die feit dat hy wat getrou is, staan oor jy wat hom moet vertrou. Mag jy in vertroue leef, mag jy 'n loflied van vertroue bring. Vers 79 van hierdie deel is vir my so mooi. Dit sê om lig te bring aan die wat in duisternis en die in skade weer van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. So 'n paar weke terug op ons aanlyn boodskap het my jonge kollega Stefan gepreek uit Psalm 88 en hy het gepraat oor hoe daai Psalm eindig waar dit gaan oor die dood en die duisternis en hoe ons as gelowiges moenie die duisternis ontken nie, want die duisternis is oral rondom ons en ons baie mense wat in totale duisternis leef en gelowiges leef baie keer ook in totale duisternis. Maar hier sê Sagaria spesifiek, hierdie Johannes gaan die pad gelyk maak vir een wat kom en daai ene gaan die lig bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe. Ek en jy hoef nie in die skaduwee van die dood te lewe nie, want daar's 'n kruis wat die dood oorwin het. Hierdie selfde Jesus wat sou kom het dit gedoen. So Sagaria se Benedictus, die Latynse woord vir sy loflied is 'n Benedictus, is een waar homself wy in sy fokus op God se getrouheid. En my gebed vir jou vir 2026 is juist dit, dat jy sal fokus op God se getrouheid vir jou as 'n loflied. Die volgende loflied is Maria se Magnificat. Magnificat is die Latynse woord wat sê to edify, to lift up high, om op te lig. Nie omdat God nodig het om opgelig te word nie, hy's God, maar dis eintlik 'n manier om te getuig en te sê, sien julle hierdie God wat ek sien ook raak. En Maria sê dit. Hoor haar pragtige loflied, dis net voor dit, dis in Lukas 1 vers 46 tot 55. Sy fokus absoluut op God se genade. Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waansin het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Maria se Magnificat wil vir die wêreld wys, hierdie kind wat in my is, beteken God het iets gedoen nie net aan my nie, maar aan ons. God het nie net vir my gebruik nie, hy gaan nou vir ons almal gebruik. Want die een wat binne my is, sal alles verander. Hoe konings kyk na hulle wêrelde vandag, hoe maghebbers kyk, en dit alles gaan oor een wat gebore is in 'n stal. En Maria het op daai stadium nog nie geweet, Jesus gaan in 'n stal gebore word nie. Sy het dalk nog nie eens geweet wat Josef gaan doen oor hierdie feit dat sy 'n babatjie gaan hê nie. Maar sy praat hier oor God se ontferming, en sy praat ook oor sy genade. Nou wat is genade? Genade is iets wat jy van God ontvang wat jy nie verdien het nie. En ek het dit so ruk terug gesien in 'n inkopiesentrum saam met my seentjie. Hy was regtig bietjie woelig geweest. En later vra hy vir my, kan ek vir my karretjie koop? En ek sê vir hom, ja. En hy is so oomblik stil, want hy besef, hy was nou nie altyd baie soet nou in die inkopiesentrum geweest, en hy sê, regtig, hy is so afgebaas. Ek sê, ja, jy kan 'n karretjie kry. Ek sê, ek sê, wat is die woord wat ons gebruik vir dit? Hy sê, genade. Papa het dit al aan my verduidelik. Ja, ek het aan hom genade verduidelik. Want kinders moet groot word met die wete dat ons God is 'n genadige God, en hulle leer dit deur ons as ouers wat genade het vir hulle en altyd weer probeer. Die wonderlike ding is, Maria praat hier van genade, en sy sou 'n heeltemal ander perspektief op dit kry na Jesus se geboorte.
Daarom is haar Magnificat nie net die oplig van 'n God wat uitreik na geringes nie. Haar Magnificat is die oplig van 'n God wat sy vir die wêreld wil wys, wat genade betoon, en sy ontvang dit en jy kan dit ook kry. Nou my vraag is, as jy terugkyk na die afgelope jaar of die afgelope seisoen in jou lewe, dalk sien jy God se genade raak. Want dan, as jy kyk na die getrouheid, wat 'n groot fokus is in Sagarias se loflied, sy Benedictus, en as ons kyk na Maria, wat praat oor die genade in haar Magnificat, om God op te lig in haar loflied, dan gaan jy iets verstaan van die volgende loflied, wat ons skry, die oomblik wanneer Jesus gewy word in die tempel. Dit fokus op God se vervulling, word gesing deur 'n man met die naam van Simeon, en ek wil dit graag vir jou lees, dit is in Lukas 2, vers 29 tot 32. Nadat Jesus in die tempel gebring is om gesien te word, sing Simeon hierdie loflied, en ek wil hê jy moet hoor wat hy sing, want het gaan nie oor God se vervulling. Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, u wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies, en tot eer van u volk Israel. Simeon is al 'n ou man, hy lewe met 'n afwagting dat messiaanse beloftes waarvan hy geleer het as 'n kind, waarvan hy geleer het as 'n skrifgeleerde dalk, al daai beloftes word nou vervul in 'n kindjie. Hy kyk na Jesus en hy besef, hier gebeur iets, en dan sê hy, Here, laat u dienaar, dis nou, hy praat van homself, laat my nou in vrede gaan volgens u woord, want ek het die verlossing gesien. So dis hier waar die vervulling by mekaar kom. Hierdie tipe loflied is, as jy jou lewe wy aan twee lofliedere, rondom God se genade, hy gee vir jou goed wat jy glad nie verdien nie, en daai oplig loflied het soos Maria, en jy leef jou lewe volgens hierdie totale fokus op God se getrouheid in die verlede, so genade en getrouheid, as jy jou lewe op dit passeer, dan word jou hele lewe word eintlik 'n nunc dimittis. 'n Nunc dimittis is 'n fokus op God se vervulling. Die vervulling van sy beloftes. Want dit is hier wat dinge vir Simeon mooi by mekaar kom. Jare en jare se wag. Dalk eeue en eeue se wag vir nog baie generasies voor hom. Kom nou by mekaar. As jy 'n lewe van getrouheid kan leef aan God, en jy sien hoe jy hom meer en meer kan vertrou, en jy sien hoe getrou hy is, en jy kan jou lewe bou op genade, die feit dat God vir jou goed gegee het, wat jy wraggies nie verdien het nie. As jy daai twee gebede lofliedere kan maak vir die wêreld, vir die mense rondom jou, in jou familie en in jou gesin, weet jy wat, dan gaan jy sien hoe sulke goeders net op sekere maniere en op sekere oomblikke in vervulling kom. Dit is dan baie sleg partykeer hoe mense voel hulle het God ergens gemis. Ek het dit al baie gesê, ons grootste vrees as mense is nie dat ons God sien nie. Ons grootste vrees is dat ons hom ergens langs die pad gemis het. 'n Fokus van genade as 'n loflied en 'n fokus van vertroue en God se getrouheid as 'n loflied, daai twee lofliedere, as jy fokus op dit, kan jy weet, jy sal God beleef soos wat jy moet op die regte tyd. In die tye wat jy nie het nie, weet jy dat hierdie twee gebede gaan vir jou by mekaar kom in lofliedere van vervulling. Dinge gaan nog gebeur soos wat dit moet. Miskien gaan jy nie noodwendig getuig van hoe dit in vervulling kom nie, maar na jou gaan daar nageslagte en nageslagte wees wat dit gaan sien. En onthou, Hebreërs 12 sê vir ons word omring deur 'n groot skare geloofsgetuies, wat ons aanspoor om Jesus te volg en te fokus op hom. Mag jy in hierdie Kerstyd al drie hierdie lofliedere deel maak van jou lewe. Mag jy weet, daar's antieke lofliedere wat bedoel is vir jou, 'n moderne mens. Kom ons bid saam. Here, dit is so groot voorreg om te kan weet dat U ons liefhet, en dat U ons nooit alleen laat nie. Dankie dat U deur Sagarias se pragtige loflied in Lukas vir ons herinner dat U ons nooit alleen laat nie. Seën ons, Here, waar ons hierdie boodskap nou net gekyk het. Dis my gebed, Heilige Gees, dat ons sal onthou dat U die God is wat U woord hou,
Here, U is die een wat aan Abraham beloof het en aan Sagaria bevestig het, dat elkeen op aarde sal besoek en verlos word. En vandag in hierdie Kersseisoen het U dit weer vir ons herinner. Dankie dat ons kan vra dat U ons help om hierdie getrouheid ook te vind in ons eie lewens. Amen.